Werk die microfoon. 1, 2, 3. Nee. Klink toch of hy werk. Alright. Ons is besig met 'n reeks oor ambassadeurs. Of 'n tema, nie noodwendige reeks nie, maar die tema van ambassadeurs. Ons het 'n koning. Ons is bewus daarvan. Dis twee ouens wat bewus is daarvan. Ons het 'n koning. Koning van die heelal. Hy is ons koning. En ons is bewus van sy heerskappy. Hierdie koning het 'n koninkryk. Koninkryk is God se manier van dinge doen. Hy leer ons om te bid, Vader, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Met ander woorde, dis definitief in God se hart dat sy koningsheerskappy nie net by my en jou bly nie. Dis definitief in sy hart dat dit sal uitbrei. En daar is al verskeie skrifte wat ons leer dat ons is ambassadeurs of die tema aanspreek en sê maar ons is die verteenwoordigers van God, ons is die verteenwoordigers van hierdie koninkryk. Dis ons wat veronderstel is om hierdie koninkryk te verteenwoordig en uit te brei oor ons waar ons gaan. Interessante ding van 'n ambassadeur is, hulle verteenwoordig die een wat hulle gestuur het. Die ambassadeur van Suid-Afrika in Engeland verteenwoordig Suid-Afrika. Wanneer die ambassadeur daar praat, dan is dit asof Suid-Afrika daar praat. Hy praat namens Suid-Afrika. Maar dis juist die ding van die ambassadeur, is die ambassadeur kan nie iets sê of iets doen wat nie die standpunt van sy land is nie. Hy kan nie namens homself optree en sy eie opinie deel of wat ook nie. Hy moet die saak en die belang van die land wat hom gestuur het verteenwoordig. Is dieselfde met my en jou. Dat ek en jy word uitgestuur om die saak van die koninkryk te verteenwoordig. En dit beteken ek en jy kan nie net ons eie ding doen nie. Daar's 'n verantwoordelikheid, daar's 'n mandaat wat vir ons gegee word. En daardie mandaat is om op te tree namens hierdie koning, hierdie koninkryk in wie se diens ons staan. Nou Jesus maak 'n interessante opmerking. Toe hy 12 jaar oud was en jy's dalk bekend met die storie, is hy in die tempel en hulle begin teruggaan want hulle was vir die fees in Jerusalem en die ouens gaan terug en na 3 dae kom hulle agter maar Jesus is nie by die trekgeselskap nie. Nou, hy moes 'n besondere soet kind gewees het. Want ek wil vir jou sê, ek begin binne oomblikke besef as een van my kinders nie by die huis is nie. Maar hy was Jesus, okay. En in die trekgeselskap kom hulle agter, hy sê Daniël gaan soek om, hulle kry hom in die tempel besig om te redeneer en te praat met die amper sê ek die ouderlinge, maar dis amper so iets, die skrifgeleerdes van die tyd. En dan maak hy 'n interessante opmerking in Lukas 2 vers 49. Hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? Ek moet besig wees met my Vader se besigheid. Hoekom maak Jesus daai uitspraak? Want hy het verstaan, daar's 'n koning wat hom gestuur het, sy Vader. Daar's 'n koninkryk wat gevestig moet word. En daar was baie ander dinge, daar was die fees, wat seker lekker was. Elke jaar, jy kan maar gaan kyk, Israeliete het nog eintlik vakansie gehou, hoor, as jy hulle feeste check. Dis 'n goeie model, dink ek, vir ons. Daar is dit vakansie gehou, hoor. Moet bietjie gaan kyk hoeveel weke in die jaar het God hulle opdrag gegee om vakansie te hou. Klop, as mens nou gesê het, amen. Ons is heeltemal agter in terme met vakansie hou. En daar was fees, dit was lekker, almal kom by mekaar, 2 weke daar in Jerusalem, en ek seker daar's ander kinders en ons speel en ons alles wat jy wil doen, en daar's die reëlings van die trek en daar's verantwoordelikhede wat hulle kinders ook gehad het. En tog vind jy Jesus, nie dat hy nie deelneem aan dit nie, hy neem deel aan die, maar daar's vir hom 'n prioriteit om besig te wees met die dinge van sy Vader. 'n Prioriteit. Prioriteit, priori. Latynse woord priori, eerste. Dit kom voor. Vir Jesus kom die dinge van sy Vader voor enige ander dinge. Hy pas nie die dinge van sy Vader in sy
agenda en sy skedule in nie. Die dinge van sy Vader is eerste, en dan bou hy sy skedule rondom dit. Dit wat hy doen, bou hy rondom dit. Eerste die dinge van die Vader. Nou ek en jy is verteenwoordigers, ons is ambassadeurs, en die vraag is die dinge van die Vader, die dinge van sy koninkryk, priori? Is dit eerste? Is dit voor enige iets anders in ons lewe? Is dit voor in jou lewe? Die dinge van die Vader, is hy eerste? Want jy is God se ambassadeur. Is jou Vader se besigheid jou prioriteit? As iemand jou uitvang, gaan jy moet sê, ja, maar ek was besig met die dinge van my Vader. Ek was besig met die dinge van my koning. Nou kom hierdie gedeelte in Kolossense, is 'n baie mooi skrif vir ambassadeurs gedeelte, maar hy sê in vers 5, in julle verhouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. En soos die Nuwe Lewende Vertaling hom vertaal, daar's 'n dis reg, maar is net 'n gedeelte van wat hy sê. Die Afrikaanse vertaling vertaal hom so, hy sê, koop die tyd uit. Koop die tyd uit, en dit is twee Griekse woorde wat daar gebruik word. Die eerste een is ex, wat beteken uit. Ex, soos jou ex, is uit jou lewe uit. As jou ex nie uit jou lewe uit is, dan kan dit 'n probleem word, veral as jy 'n nuwe een het. Maar ex is uit. Is ex, is verby, is klas, is uit. Is nie meer daar nie, is uit, ex. En ex agrozo beteken om na die mark toe te gaan. So gaan na die mark toe en haal dit uit die mark uit. Nou dink aan 'n mark, as jy dink aan 'n markplek, dis daar en ons klomp goed wat jy dalk wil hê, maar as jy dit wil hê, kan jy nie net gaan en dit vat nie. Ek het eendag was ek in gedagte en ek stap in 'n kafee en maak die deur oop, vat 'n Coke, maak toe en stap uit. Maar ek's in gedagte. In die kar besef ek, ek het net vir my 'n Coke gaan haal. En gaan terug oor die boys. Sorry, ek kan nie die Coke net gaan haal nie. Ek moet betaal vir die Coke. Dit kos iets. Ek moet hom koop. Ek moet hom uitkoop. As ek hom wil hê. Ek moet hom uitkoop. En nou kom die skrif en hy sê, koop die tyd uit. Daar's dinge wat as ek en jy dit wil hê, moet ons dit uitkoop. Uitkoop. En hy praat oor 3 spesifieke dinge in hierdie gedeelte. Hy begin hier te praat oor gebed. Jy moet gebed tyd uit. Dankie Adel, let op in die klas. Uitkoop. Dit kos iets. Koop beteken kos. Nee, kan hom nie gaan haal nie, jy moet hom koop. Gaan iets kos, jy moet hom koop. Hy praat hier na die uitreik na die ongelowige mense in hierdie gedeelte. Buitestanders, dis die ongelowiges, want die binnestanders is nou hy skryf aan die kerk, die wat in Christus is. Hy praat oor die buitestanders, om uit te reik na ongelowiges, jy moet dit uitkoop. Dan praat hy oor die konteks van bid vir die woord om verkondig te word, juist die konteks dat ongelowiges die woord sal hoor en gered sal word. Jy moet daai tyd uitkoop, jy moet dit uitkoop, mense se reddings, tyd vir dit. Met ander woorde, jy gaan dit nie verniet kry nie. Dit gaan nie in jou skoot val nie. Ek weet nie wie het agtergekom. Jy moet 'n wilsbesluit maak en in sekere dinge belê wat vir jou belangrik is. Wie vang hulle self? Jy het jou bes probeer. Jy stel jou wekker met opset. Eers vir 6 uur. En dan as jy jouself vang 5 uur in die oggend, dan sit jy daar en jy's besig om te bid. Jy sê ek wou nog slaap, maar toe ek myself kry, is ek besig om in te tree vir ongelowiges. Hier is 'n klomp mens, wie kry dit? Ek wil aan jou kom vat, ek soek jou salwing. Nee, jy moet hom uitkoop. Selfs as jy na jou gebed luister, jou natuurlike gebed is gewoonlik 'n bless me gebed. Dis die ding wat gewoonlik, ek weet nie, miskien is die diep geestelike reuse hier, en dan kyk ek op na julle.
Maar jou natuurlike gebed is, Here, bless my seun, my probleem, my giant, my dit, my familie, my. Maar as jy wil regtig begin intree vir mense, nie net as 'n wat gered moet word, jy moet dit uitkoop. Wie het hulle self gevang, toe jouself jy vang, toe jy besig om uit te reik hierdie week? Vir mense die evangelie te vertel. Enige iemand wat per ongeluk self gevang het, toe doen jy dit. Jy weet jouself kry. Nou, ek het am so een. Maar gewoonlik moet jy dit uitkoop. Daar's 'n prys wat jy betaal. Het sy die prys is om oor my skaamheid te kom? Het sy die prys is om dit net op my agenda te sit? Het sy die prys is om net begin lief genoeg te raak vir ander mense wat nie die Here ken nie? Dis is iets wat jy moet uitkoop. Dit kom nie net nie. Jy moet tyd uitkoop om in jou plakgroep te wees as jy in 'n plakgroep is. Jy moet tyd uitkoop. Jy moet tyd uitkoop om vanoggend hier te sit. Jy het nie wakker geword in die kerk, het iemand jou ontvoer nie. Jy moet tyd uitkoop. Jy moet 'n besluit neem, jy moet tyd uitkoop om uit te reik met die evangelie. En ek wou eers preek, toe ek hierdie preek voorberei hier in die week, Woensdag, ek moet altyd vir Donderdag moet ek al vir Adele sê, wat's my skrif. Omdat ek al 'n idee het. En ek wou preek oor al die dinge waaroor ons tyd moet uitkoop. Ek wou 'n paar dinge praat. Ek wou praat oor tyd, koop tyd uit vir gebed en koop tyd uit vir gemeenskap met gelowiges en koop. Maar gister toe koop ek tyd uit. Gistermiddag loop ek hier rond en ek bid vir die diens en ek bid vir die woord en ek bid vir ons gemeente en ek bid vir Jesus Week en ek bid vir die redding van ons stad. Ek koop tyd uit en ek sien my horlosie sê ek het meer as 5 kilos geloop. Ek loop en bid, dis my manier. Maar ek het al meer as 5 kilos gebid. Ek meet nie my bid in tyd nie, ek bid dit in kilos. So ek doen dan wat ek preek. Maar voel ek Here druk my in 'n ander rigting om klem op iets meer spesifieks te lê. So as ek vandag op die kant jy, hoekom hamer die ou op dit? Wel, dis wat ek gevoel het die Here my na toe vat. En om spesifiek op hierdie 3 goed te fokus, die gebed en die gebed vir die ongelowiges en die uitreik na die ongelowiges. En dit maak vir my sin, en jy sal hoor as ek praat oor Jesus Week en alles, want dis wat besig is om plaas te vind, so dit maak vir my sin, dat dit is wat dit toe gaan, maar daar's nog 'n skrif wat sê, koop die tyd uit in Efesiërs 5, in Efesiërs 5 vers 15, sê, pas op, dat julle nou gesed wandel. Nou, hoekom sê hy, pas op, want daar's 'n kans, daar's 'n goeie kans, dat as jy nie oppas, het nie so gaan werk nie. Hy sê, pas op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyses. En koop die tyd uit. En dan gee hy 'n rede, hy sê omdat die dae boos is. Koop die tyd uit. Met ander woorde, ons moet oppas, want as ons nie oppas nie, gaan ons dit nie doen nie, en dan gaan ons onwys wees. Dis onwys om dit nie te doen nie, dis wys om dit te doen. En dan sê hy, daar's 'n rede hoekom jy nou meer as ooit die tyd moet uitkoop. Hy sê, want die dae is boos. Nou, ek weet nie wie het agtergekom nie, die dae is effens boos. As jy kyk na die losbandigheid van mense, as jy kyk na die korrupsie wat daar is, as jy kyk na net wat aangaan in mense omgewing, as jy kyk hoe koud baie gelowiges geword het, die passie vlak wat koud is in baie mense se harte, dan besef jy die dae is boos. Niks in die stelsel van die wêreld. Netflix oor die algemeen help my nie om die Here met meer passie te dien nie. Ek sê teen Netflix, ek kyk baie Netflix, ek sê net, die stelsel is nie geriek. Die druk van die lewe, keeping up with the Joneses, help my nie om die tyd uit te koop nie. Dit help my nie om die tyd uit te koop nie, die dae is boos. So nou sê hy, maar omdat dit so is, meer as ooit, moenie onwys wees nie, wees wys, koop, belê in die regte saak, koop die tyd uit, koop dit uit. Ons gemak, maak dit nie vir ons maklik om die tyd uit te koop nie. In die hele wêreld het ons gemaklik gemaak, ons mikrogolf het gebreek, 'n week terug. Dis die langste week van my lewe. Is al verbaas is hoeveel gebruik jy die mikrogolf. Jy besef dit nie tot hy nie daar is. Ek het 'n nuwe mikrogolf, by the way.
Ek het hom gaan koop. Koop die tyd uit. Terwyl die wêreld so vasgevang is. Koop die tyd uit. Die teenoorgestelde is waar. As ek en jy die tyd sinvol uitkoop, dan geniet ek en jy die voordeel daarvan. Dan is dit wys. Koop die tyd uit, dit kos iets, dit is 'n prys. Nou skryf Paulus hier in vers 3, hy sê, bid vir ons, dat God ons die geleentheid sal gee om die geheim van Christus te praat. Dis hoekom ek in die gevangenis is. Kyk gou die prys wat hy betaal het. Hy het gekoop. En nou sê hy interessant, hy sê nie bid dat ek uit die gevangenis uitkom nie. Kyk, as ek nou in die tronk sit, en ek skryf 'n brief aan my gemeente, beloof ek jou, my brief gaan sê, ouens bid dat ek uit hierdie plek uitkom. Paulus skryf 'n brief aan sy gemeente en sê, ouens bid dat ek hier in die tronk die evangelie kan verkondig. Ander mindset. Ander mindset. Hy betaal 'n prys, hy koop dit uit. Nou is my vraag vanoggend aan jou, wat gaan dit jou kos om jou ambassadeursrol vir Christus te vertolk? Wat 'n prys? Wat 'n prys is jy bereid om te betaal om jou ambassadeursrol vir Christus te vertolk? Ons weet wat 'n prys Jesus betaal het, ons het nou net dit gelees in Jesaja, ons het nou net daaroor gereflekteer by ons nagmaal. Ons weet wat 'n prys het hy betaal vir my en jou. Wat 'n prys is ek en jy bereid om te betaal om hierdie ambassadeursrol van Christus? Is ons bereid om ietsie uit te koop? En dan kom hy in vers 5 en hy praat oor ons verhouding met buitestaanders, so is opvallend. Dit gaan ons kos om ons ambassadeursrol teenoor ongelowiges te vertolk. Dit gaan ons kos. So kom ons raak baie prakties. Want dit is baie teoreties en ek dink in teorie meeste ouens sit hier sê dis waar. Amen. Nee. Dit kan baie maklik een van daai preke raak, jy stap uit, sê pastoor, jy het mooi gepreek die week. Dis mooi, pastoor. Wat het jy gepreek? Ek weet nie, maar dit is mooi. Ek het hoendervleis gekry. So, kom ons raak prakties. Koop jy die tyd uit om te bid? Ek vra jou, jy wat daar sit, individu, koop jy die tyd uit om te bid? Koop jy die tyd uit? Koop jy die tyd uit om te bid vir ongeredde mense? Ons het hier 'n wit bord. Ek dink almal weet al waarvoor hy is as jy commit om vir iemand te bid wat gered moet word, dan sit jy 'n naam daarop. Wie het 'n naam daarop gesit, kan ek sien? Steek op jou hand. Koop jy nog die tyd uit? Die ouens wat nie 'n naam opgesit nie, hoekom nie? Hoekom commit jy nie om te bid vir iemand om tot bekering te kom nie? Koop jy die tyd uit? Ken jy nie iemand wat nie gered is nie? Ek sal jou issue met 'n naam. Ons is hier om te dien. Ek sal jou voorstel aan 'n paar ongelowiges. Ons help jou. Maar koop die tyd uit. Op hierdie bord is ouens wat tot bekering gekom het vandat ons daai bord begin doen het. Ons het Februarie 2022 begin. Daar's 145 name op daai bord. Ek het hulle gister getel. Dis mense wat nie hel toe gaan nie. Baie van hulle het ingeskakel, ons is selfs Afrikaanse kampus mense, baie van ons Engelse kampus, nie almal nie, maar baie. Dis grootendeels hoekom ons Engelse kampus so baie gegroei het. Ons het al ouens was wat gekommit het en gesê het, ek bid. Hulle het die tyd uitgekoop. Hulle het ook die tyd uitgekoop om te gaan getuig. En uit te reik, oor 3 weke is 'n Jesus Week. Wie in hierdie gehoor is bereid om tyd uit te koop om deel te neem aan hierdie massiewe geleentheid? Wie? 4, great, prys die Here. We're going places. Kom ek praat nie oor dan. Want dit lyk nie vir te veel ouens nee. Wie gaan deelneem aan Jesus Week? Okay. Andrew? Jy werk, jy sal deelneem aan Jesus Week.
Kom ek praat met jou oor tyd, hierdie wat julle nog heeltyd hoor, terwyl ek sê, koop die tyd uit, en is nie heeltemal verkeerd nie, as julle hoor, koop oorlosie uit, koop 'n halfuur uit, koop 'n uur uit, vat uit jou besige skedules tyd, dis wat jy nog heeltyd hoor, en is nie heeltemal verkeerd nie, die Griekse woord vir tyd, kronos, dis waar ons woord kronologie vandaan kom, dis hoe dinge volg, Dinsdag volg op 'n Maandag, Woensdag volg op 'n Dinsdag en so voorts, maar hy kom weer, nee. As jy nie hierdie Maandag het nie, volgende Maandag sal weer Maandag en so die maand en die jaar en kronos tyd. Dis nie die woord wat die Grieks hier gebruik nie. Hy gebruik die Griekse woord kairos. Koop die kairos uit. 'n Kairos is 'n geleentheid. Koop die geleentheidstyd uit. Koop die geleentheid uit. As daar 'n geleentheid is, koop daai geleentheid uit, moenie die geleentheid mis nie. Dis hoekom hierdie skrif het vertaal, maak die meeste van elke geleentheid, of kyk hoe die elke kans te benut, hulle probeer iets van dit vasvang in die vertaling. Dis 'n geleentheidstyd wat hy sê, koop dit uit. En spesifiek in die geval van ongelowiges, koop dit uit. Nou, ek wil vir jou sê, Jesus Week is 'n massiewe kairos tyd. Dis 'n geleentheid. Daar was nog nooit soveel eenheid in die kerke van Kimberley in die geskiedenis soos hierdie Jesus Week. Maar nou bid ouens saam wat mekaar nie sou groet het in die strate 'n jaar terug nie. Pastore en dominees van kerke reg oor hierdie stad kom by mekaar weekliks in ons tree in en ons bid. Mense van oor ons vat hande en almal sê altyd kan die kerk nie maar een wees nie. Wel, die kerk is nou een in Kimberley. En hierdie saak is daar 'n massive eenheid. 'n Massive eenheid. Ek weet al die kerke is nie, maar ek wil vir julle was nog nooit soveel kerke deel van iets nie. Hierdie crusade, al ons kerke saam reël het. En nou sê ek, wie gaan betrokke wees by Jesus Week? En miskien hoor jy dit verkeerd. Miskien hoor jy, daar gaan evangeliste kom, hulle gaan preek, Ayarabas daar, en ek weet nie van daai band nie, klink my so lekker, Ayarabas, klink my lekker in die dorpie. Miskien is dit nou Suzuki. Wat se stadion? Is dit Suzuki stadion, Griekwa stadion, ja. Miskien as dit nou 'n profeet was, miskien kry ek 'n woord. Maar ek is gered, wat wil ek nou na 'n evangelis gaan luister nie? Jy hoor verkeerd. Jesus Week gaan glad nie oor jou nie. Soos in glad nie. Jesus Week gaan nie oor jou nie. Dis 'n kairos geleentheid. Waar die totale kerk van Kimberley die Here vertrou vir 50,000 mense om gered te word. Kom ons sê, ons geloof is misplaas. Kom ons sê, hierdie pastore het nie al hulle pilletjies gedrink nie. En hulle geloof is misplaas. Kom ons sê, 20,000 mense kom tot bekering, is amper 10% van Kimberley. Wat sal die effek wees in ons staat? As daar skielik 10% van die mense wat gesteel het nie meer steel nie. Ouens wat nie hulle job goed gedoen het nie, hulle job begin goed doen. Ouens wat korrup was, nie meer korrup is nie, want hulle is gered en dinge verander. Ouens wat moord gepleeg het, nie meer moord pleeg nie. Mense wat in dwelms vasgevang is, wat vry word. Mans wat nie die Here wou dien nie, en skielik dien hy die Here en hy val daai gesin van hom vas. Wat sal die effek wees in Kimberley? Dis 'n kairos geleentheid. Wat sal ek en jy het 'n voordeel uit. Maar nee, die aand is nie vir jou nie. Wat ons wel kort, die aand is vir jou, dat jy moet werk. Yes. Dat jy tyd sal uitkoop en sê, man, ek sal mense nooi, ek sal mense soontoe vat. Ek vat nie iemand sodat ek gebless kan word die aand nie, ek vat iemand sodat die ou gered kan word die aand. Dis hoekom ek iemand sal vat. Want dis die model. Elke van ons wat iemand vat, as daai ou gered word, kan jy hom die volgende dag kerk toe bring. Of daai volgende Sondag. Almal sê vir my, nee, ons wil hê die kerk moet groei. Nee, ons wil hê die kerk moet groei. Julle kan nie glo hoeveel ouens van ons gemeente sê vir my, ons wil hê die kerk moet groei. Ons is hier om te dien. Ons gaan jou help om die kerk te groei. As 10 ouens uit hierdie gemeente iemand vat
en daai ouens kom tot bekering, kan ons die kerk in een oomblik met 10 ouens groei. Nou ons het so lank as voltydse span meer stoele begin uitpak. As hulle agtergekom, die stoele is bietjie meer. As 100 ouens iemand vat. Onthou wie vat jy? Jy vat tipies mense in jou orbit, nê? Dan groei jou kerk met 100 mense in een oomblik. Geredde mense. Maar my vraag is, wie's bereid om die tyd uit te koop? Wie's bereid om vir die coke te betaal? En wat is jy bereid om te betaal? Nee, jene, ek gaan my seepie mis op Woensdag aand. Verwag jy van my? Om iemand te nooi, ek betaal 10de man. Wat doen jy in die week? Jy werk op Sondag, man. Moet ek iemand nooi? Jawel, jy ken mense wat ek nie ken nie. Wat ongered is. Jy moet iemand nooi, ja. Die crusades nie om Christene te vermaak nie, ouens. Ek weet ons het hierdie week ietsie uitgedeel op groepe dit. Adam Tas kom kuier hier by At the Fire ten bate van TD Akademie. Dit gaan nice wees. Gaan soontoe, dis vir jou. Vir goeie saak. Hierdie is vir die koninkryk. Hierdie is vir die koninkryk. Ons kort ongeredde mense, om ongeredde mense te nooi. Dis wat ons kort, mense wat ongeredde moet. Dis al wat jy hoef te volunteer. Jy hoef te volunteer om te kom en iemand saam te vat. Of net te gaan en iemand wat tot bekering kom sy naam op te skryf. Kan jy skryf? Het jy so graad 4 deurgekom? Dan is jy redelik bekwaam. Maar dink daaroor. As 20 of 30.000 mense tot bekering kom, en kort my seker iemand om hulle name te vat, dan moet ons hulle opvolg nie. As elke ou net die ou wat hy genooi het kan opvolg. Ek kan hom op 'n ding, maar ouens. Kairos, hy kom nie weer verby nie. Dis die eerste keer in dekades. 40 jaar terug was C-Fanny, 40 jaar terug. Dis die eerste keer in dekades, dis die grootste ding wat die Here in hierdie stad doen, in dekades en vir dekades. En daar's 'n geleentheid. Hoe wonderlik sal dit wees om deel te wees van die bekering van mense, om hulle ewige destiny te verander. Hoe wonderlik sal wees as kerke verdubbel en vertrippel. Gister loop ek bid, ek sê Here, mag TD Kerk asseblief nie agterbly nie. Want ek kom agter van hierdie ander kerke, se ouens is in dit, hoor. City of Hope is in dit. Life Church is in dit. Daai kerke gaan verdubbel. Ek sê mag ons asseblief nie agterbly nie. Nie dat ek 'n kompetisie is met hulle, ek saam met hulle in die ding, ek wil net ook van die geleentheid benut. Net ook gebruik maak. Man, al vat jy jou tuin, man, dan groei ons Engelse kampus. Jou bediende wat by jou werk, dan groei ons Engelse kampus. Tensy sy Afrikaans van hou, dan groei ons Afrikaanse kampus. Miskien vra jy sal mense, en ek vra dit spesifiek vir die kampus, ek hou van real wees, ouens. Miskien sê jy, maar ouens, die grootste massa ouens daar gaan wees uit die lokasie, het ons neem so aan. Miskien is dit vreemd vir ons kultuur, kan ek iemand soontoe vat, gaan iemand soos dit tot bekering kom, gaan hulle nie, jy onderskat die werk van die Here, man. Maar as jy bereid om bietjie jou kultuur te skuif vir 'n week, sal jy die coke betaal. Tyd uitkoop. Sal jy intree van nou tot dan vir mense om gered te word vir die stad? Sal jy dalk 'n ete dag vas? Wat jy bereid? Wat sal jy koop? Wat sal jy koop? Net in general, hierdie beginsel tel vir enige geestelike ding, maar ek fokus nou vandag op iets spesifiek, want hier is 'n geleentheid, dit kom nie weer verby nie, ek moet hom nou benut. Nee, die eerste paar aande is daar genesings. Dinsdag en Woensdag en Donderdag aand van die crusade is genesingsfokus. En ouens word genees.
Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat jou kultuur is nie. As jy 'n krankheid het en die Here genees jou, het hy jou aandag. As jy sien hoe word iemand genees, het hy jou aandag. Gaan mense genees word? Verseker. Daar's 'n eenheid in hierdie kerk in Kimberley waar daar nog nooit was nie, waar ons bid. Daar sal salwing wees. Mense sal gesond word. Daar kom 30 evangeliste hiernatoe. Saggeus was 'n besigheidsman. Hy was die rykste ou in die dorp. Maar toe hy 'n honger vir God kry, toe klim hy in 'n boom. Nou ek wil nie name noem in die dorp nie, maar dink aan 'n ryk ou in die dorp. Sê nou Jesus kom hier in. Kan jy imagine dat die ou in 'n boom opklouter om Jesus te sien? Hy vergeet al sy grandheid wanneer jy met Jesus te doen kry. Ek was in die Kongo, in die DRC, en as die Here my lief het, stuur hy my nie weer terug nie. Dit is verskriklik, dit was in oorlogtyd, dis nou nog oorlog, dit was chaos. En daar met horrible goed te doen gekry, maar onder andere kry ek daar te doen met 'n dude. Hy's in die weermag. Hy's in die APK kerk. Regte stoere APK. Nou ek weet daar's meer vernuwende APK's, maar my oupa is 'n stigterslid van die APK. Kyk, hulle het uit die NG uit weggebreek daai tyd want hulle wou nie saam met swart mense kerk hou nie. So dis waar daai ou vandaan kom. Dis sy ding. En ek en hy eet. En hy hoor wat doen ek daar? Hy sê mal. Hy sê hoekom kom jy hier na toe? Ek sê nie, die Here dring my, ek moet iets doen vir hom. En die ding tikkel hom. Hy kan nie dink hoekom sal enige iemand, hy's nie daarmee, hy moet daar wees. Hoekom sal enige iemand willingly hier na toe kom nie? Ek sê man, kom saam my Sondag, ons gaan kerk hou. Ons ry in 'n Camry, ek en hy en 6 ander ouens. Ek dink jy's baie ver nie, met lank gevat om daar te kom, want die paaie is so en ons sit op mekaar, hier sit hierdie ou, APK, tussen al die ander ouetjies. Daai dag, in 'n shack kerk, tussen klomp Kongolese, hulle is nie wit nie, hoor. Staan daai man met sy arms in die lug en dan bid die Here. Kom hy tot bekering. Hy sê vir my na die tyd, ek moes Kongo toe kom om die Here te leer ken. Moenie die krag van God onderskat nie. Moenie die krag van God onderskat nie. Jesus het vir ons die hoogste prys betaal. Kom ek en jy koop die tyd uit. En as jy vanaand jy uitstap en jy sê, ag, ek sien lus vir wanneer as jy evangelie preek en ek het gekom vir blessing. Wel, okay dan. Koop net die tyd uit vir jouself om te bid. As 'n minimum. My challenge gaan bietjie verder. Koop die tyd uit hierdie volgende 3 weke om intens te bid vir die redding van mense. Gaan na die diens en vul jou naam in by ons infotoonbank en sê ek volunteer. Dis seker wat ek al gaan doen nie. Maar gaan iemand traai vat en ek gaan opdaag by 'n crusade. Nie hoor ek gered moet word nie. Ek is gered, maar omdat ek gered is en 'n ambassadeur is van die koning van alle konings en daar 'n stad vol mense is wat gered moet word. Koop die tyd uit om iemand te nooi. Iemand wat jy dink te grand is, spesifiek so iemand. Moenie die krag van God onderskat om in mense se lewens te werk nie. Kom ons bid saam. Here, ons weet die dae is boos en ons kla oor alles wat verkeerd gaan. Maar ons ken die oplossing. Ons ken die koning wat red en bevry en nuut maak. Nie ons ambassadeurs gemaak. Ambassadeurs van u koninkryk. Here, mag ons daai voorreg ernstig opneem. Help ons om in ons eie geestelike lewe